So vanoggend toe ek my foon aansit, toe ontplof my foon van al die boodskappe. So baie dankie aan Marula Media wat die beriggie oor my geskryf het en dankie ook vir elkeen van julle wat vir my 'n boodskapie gestuur het. So op hierdie very windgat noot kom spandeer sommer die dag saam met my. My dag het baie beter begin as wat dit geëindig het, might I say. Heel eers op die agenda was om vir Viandra te vat vir haar sny. Dit is al weer skoolvakansie so by ons en hy gaan volgende week 'n bietjie by sy oupa kuier. Hierso in ons valley gaan die manne sommer vir haar sny na die barbers toe. Hulle is volop en oral en hulle is so goedkoop. Julle mind the krokke hoofde sokkies. Hierdie is die goedkoopste barber wat ons nou al gekry het hier in ons valley. Hulle vra 14 pond vir haar sny wat omtrent so R350 is. So ek stel voor as jy hierso wil kom kuier, sny jou hare voordat jy kom. Oh my word julle, ek het geen idee hoe dit gebeur het nie, nee, maar ek dink ons het soos getrip en geval want toe ons weer onsself kom kry, toe val ons by Greg se deur in. Toe moes ons seker nou maar ietsie eet terwyl ons daar is. So Viandra het 'n pizza slice gevat. Ek het so 'n chicken salad broodjie gehad en ons het vir sakkie sausage rolls huis toe gevat. Viandra was lus vir 'n bietjie vrugte. Toe gaan ons gou vinnig by Aldi in en julle kyk, daai druiwe kom van Suid-Afrika af. Hy het ook vir hom 'n melon gevat wat hy gedink het is 'n rugbybal en ook 'n sakkie nartjies. Dan vir my en vir sakkie se anniversary ete môre het ek gesoek vir 'n fillet, maar ek kon nêrens fillet kry nie. Toe moes ek maar gegaan het met 'n roast joint. En toe vir sakkie vir 'n presie vir ons anniversary het ek 'n paar goedjies gekry. Ek het nou nie alsie op die video gesit nie want obviously hy kan dit sien, so ek sal se pakkie môre pak en dit afneem. En Viandra het toe net vir hom 'n bottle prime ook gevat. Ek sal môre die hele anniversary celebrations post. Ek hoop net die ete kom lekker uit want dit is iets wat ek nog nooit gemaak het nie. Ons sal maar môre moet sien, I guess. Ons was so net voor 2 se kant terug by die huis, net betyds vir die rugby en dit is toe nou hier waar my dag sommer downhill begin gaan het. Nou obviously die Springbokke sal vir ewig ons eerste span wees wat ons altyd sal support en dan ons tweede span is dan nou Skotland. So op die oomblik kyk ons die Six Nations en julle, wat het vandag gebeur? Ek weet nie wie van julle hierdie game gekyk het nie, maar I am fuming. Die van julle wat nie gekyk het nie, gaan kyk asseblief die laaste 2 minute van hierdie game. Daar was 'n duidelike 3 gewees en die ref het gesê dit is 'n no try en toe verloor Skotland die game. Ek dink actually iemand wat nie oë het nie kon gesien het dat daai was 'n 3. Anyway, we move. Toe maak ek gou vir ons aandete sommer net 'n lekker mac and cheese. Ek sal hierdie nou so 'n bietjie beter verduidelik met my pretend cooking show, maar al wat ek gedoen het was ek het pasta sag gekook, ek het 'n bietjie spek gebraai en toe vir my toppings boor het ek 'n prawn cocktail chippies sommer net fyn gemaak, tomatie, kaas en 'n bietjie speserye en mayonnaise saamgemeng. Nou gewoonlik sal ek Simba chutney gebruik en nie die prawn cocktail nie, maar Simba chutney kry ons mos nie so in ons supermarkte nie. Ek moet dit gaan kry net by die Suid-Afrikaanse winkel. So prawn cocktail is maar second best. So dit was die pasta, room, die bacon en dan nou die kaas en chippy en tomatie topping. Dan gaan dit maar net in die oond in totdat die kaas lekker goudbruin is. Julle verskoon maar net my non-cherry face hierso. Ek was so hartseer oor die rugby gewees. Ek kon net nie regkom nie. Nou julle, daai was ons dag. Hoop julle het 'n heerlike aandjie verder. Bye.